gedeelte saamgebring het, wil ek iemand vir oopmaak by Psalm 23. Hierdie gedeelte is so bekend, ek glo nie is ons het nodig om na die Bybel toe te gaan nie, want ek is seker van kind af het ons dit geleer en om dit, ek dink ons kan die ding resiteer sonder om eers 2 keer te probeer dink. Ek gaan vir u daar saam lees, ons gaan die hele gedeelte lees. Hy sê 'n Psalm van Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel en hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook deur die dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, tot die lengte van dag. Kom ons sluit die oor. Dankie Here Jesus vir 'n wonderlike geleentheid. Here, wat ons kan hê om vanoggend weer eens onder die geklank van U woord te gaan sit. Here, soos ek reeds vanoggend gevra het, Here, wil ek vra dat U vanoggend in hierdie plek en elke persoon wat U is, Here, sal, dat die ore sal open, sodat die Gees van God kan spreek en ons kan hoor wat die Here vir ons wil sê. Here, ek bid vir ontvanklike harte. Here, en maar meer as dit wil ek vra, Vader, dat U my sal gebruik in hierdie oggend, as 'n instrument in U hande. Here, nie een woord uit my uit, maar net dit wat U wil hê ek moet spreek. En ek dank U vanoggend daarvoor. Here, ek sit myself in U hande, Here, ek wil vra, Here, gebruik my in hierdie dag, net soos U wil, in Jesus naam. Amen. Hierdie hoofstuk sê vir my in kort, dat God sorg vir jou. Ek hoef nie bang te wees nie. Hy gee rus en vrede. Hy beskerm my en hy lei my. En jy is gesien. Ek wil nie wat mooi hoor. Jy is gesien. Amen. Nou as ek dit kan opsom in een sin, wil ek vir jou sê, God is altyd by jou, sorg vir jou en lei jou. Maak nie saak wat gebeur. Maar nou, terwyl ek met die Here praat in die week en in my kantoor besig is om bietjie af te sonder, en ek hierdie gedeelte lees, my teksgedeelte vanoggend is vers 5. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. En ek wil jy moet baie mooi hoor wat die woord van die Here vir ons sê. Want hy sê, my beker loop reeds oor. En terwyl ek vir ons so met die Here besig is, kom hierdie ding met my op, en ek vra myself die vraag af, maar hoekom voel ons dan partykeer so alleen? As die Here nou net vir ons gesê, hy is saam met my elke dag. Hoekom worry ons so baie? Hoekom sit ons met vrees en met angs? Kan ek jou wys en jou sê hoekom? Want hier is 'n tafel vir jou en my gedek. Ek het nou my naam daarop gesit, want ek wil nou niemand sonder nie, maar hierdie tafel is reeds vir jou gedek. Weet jy wat is die probleem? Jy staan waar jy staan. Daai tafel doen niks vir my as ek hier staan. Hy beteken vir my niks as ek hier staan. Hy het reeds vir my die tafel gedek. Hy het reeds vir my die oorwinning behaal. My naam is uitgesit op die tafel, dis my plek. En ek is welkom om daar te gaan sit. Maar wat doen ons kind van God? Ons staan en ons kyk na die tafel, maar ons wil nie vat dit wat God vir ons gee nie. Hy het nou net vir my gesê,
Net goedheid en guns. Ek wil vir jou sê, goedheid en guns kan jou nie volg, as jy nie aan die tafel van die Here sit nie. Wat is die punt? Jy het hierdie tafel, en glo vir my, as God vir jou 'n tafel dek, gaan hy nie 'n skimpie wees nie, hoor. Net die beste. Want hy het net die beste vir jou gegee. Die seëning is daar, die voorsiening is daar, die leiding is daar. Jou plek is reg om ingeneem te word, maar ons staan. Weet jy hoekom staan jy so? Want ons sit met 'n gedigte vyand, wat vir jou wil kom vertel, hoe sleg jy is, hoe patheties jy is, hoe ver jy van die pad af is. Kind van God, ek wil jy moet baie mooi hoor vanoggend. Wanneer jy, en alleenlik, wanneer jy agter die tafel gaan sit en jy gaan inskuif en jy neem jou plek in, kan jy geniet wat God vir jou gee. As jy hier staan, beteken dit niks nie, want jy is soos 'n indringer wat nie daar hoort nie. Hy het reeds vir jou en my die prys betaal. En as jy gaan mooi kyk, staan daar agter, forgiven, paid in full. You don't need to stand on the outside. Hy het reeds vir jou die prys betaal. Hy het reeds vir jou die oorwinning behaal, kind van God. Dis tyd dat ek en jy ons plek sal inneem en sê tot hier toe en nie verder nie. Die vyand is 'n leenaar, want hy spreek leuns in jou ore. Let op hierdie teks. Die Here het klaar alles vir jou voorberei. Alles wat jy nodig het om jou oorwinning te kan beleef, is reeds hier. Alles wat jy nodig het om jou vry te maak, is reeds daar. Jou seën is reeds hier. Maar jy kan dit nie kry as jy net staan nie. Is jy iemand wat honger is? Erik is jonger. Jy is altyd honger. Jy honger is dit. Kom sit bietjie. Kom sit gees voor. Nou sit jy met die tafel en jy sien nie wat voor jou is. Jy vat nie daar nie. Wat is die punt, die tafel is daar. Ons het 'n gesegde in ons huis, sê, as jy kom ons kom eet, en jy loop honger daar uit, is jou eie skuld. Maak nie saak, hulle was nou ja vir die eerste keer in ons huis geweest, toe sê, daar is die ijs, haal die koeldrank uit, maak of het jou plek is. Verstaan jy wat ek wil sê? Die Here het vir ons die tafel betaal, hierdie. Jy moet jou self gered word, jy is die ongelukkige Here nie. Kom daar maar. As jy honger is, en jy sit net en kyk, gaan jy nie vol word nie, kind van God. You can only get full. Wat sê? Maak so met die glas vol. The whole spread is there for you to have. Maar ons staan hier, en ons sê, Here, nee, ek kan dit nie doen nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie waardig nie. Maar weet wat, hy het reeds die prys betaal. En ek gaan dit vanoggend, ek weet nie of ek eens by hierdie notas gaan uitkom nie, maar dis al wat ek vir jou wil sê, die Here het vir jou die prys betaal. And if you're hungry, you have to eat, but you can't stand here and pick off the table. Jy moet sit, neem jou plek in, want die plek is aan jou uitgemaak, en die prys is vir jou betaal, kind van God. Dankie dit. Wat sê nou vir Brandon ook eens aan. Enigste dag wat jy in die kerk mag weet terwyl ek preek. Die woord sê, my beker
Dus kan ek beloof, ek gaan nie gemors maak nie. Gaan probeer. My beker loop oor. Hoekom wil jy sit en swaar kry? Hoekom wil jy sit en suffer as die prys reeds vir jou betaal is? Hy het reeds vir jou dit gegee. Maar die vraag is jy bereid om jou plek in te neem, kind van God? Is jy bereid om op te neem en op te eis wat joune is? Want as jy nie daar gaan sit nie, as jy nie dit gaan geniet nie, gaan niemand dit vat nie, want daai is jou plek. Dis jou plek. Ons het hierdie verdraaide idee dat God wil ons nie sien nie. Want ons bid vir hoe lang, Here, maar ons kry nie antwoord nie. Ek wil vandag vir jou sê, God se hand is nie styf nie. En ek wil vir jou wys in die woord. Hy wil jou seën. Hy wil vir jou voorsien. Nie net 'n tafel nie, maar 'n oorvloedige een. Wat jy kan sit en kan vol raak. Nie net oor kos en voedsel nie, maar vis met geestelike goed, met seëninge, met vrymaking, met alles wat jou hart geestelik begeer. God het reeds vir jou die prys betaal. Jesaja 59 vers 1 sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Matteus 7:11 sê, as julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Maar jy sien, daar is baie maal die probleem. We want, but we don't pray. Daar is 'n gedeelte in die woord van Jakobus wat sê, julle bid, maar julle ontvang nie. Want julle bid nie reg nie. Weet jy hoekom? Kan ek julle sê? Want as ek my oot toemaak en ek bid, dan sê ek, ja, Here, kan ek asseblief so jy nie weer moest. Jy is nie baie ver laag, jy moet gaan vir 'n fonds en as paar beter. Dan kan ek ook bewoon. Maar dit is wat ons doen. Ons soek al die aardse goedjies, al die goedjies wat my hier en nou kan help. Wat van die geestelike goed? Nou kom die woord in Matteus 6:33, my gunsteling vers in die woord, en hy sê, soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Maar hier's die kruk, soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid. Maar die dinge is, jy sien, as dit kom by die geregtigheid, because dis nou waar die dinge ons kom, dan kost dit jou ons 'n prys. Weet wat, ek betaal eerder die prys en loop in oorvloedige seën, as wat ek moet sit en die goed van die wêreld. 2 Korintiërs 9:8 En God het maak om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd, hoor mooi, in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Dus ek moet vanoggend vir jou sê, laat hulle die petrolprys reg is fyn. My bak weer swaar op diesel, maar ek worry nie, want God sal vir my die diesel gee. Amen. Ek weet dit al van tevore gedoen, maar ek sê nou nie, jy moet dit gaan traai nie, hoor. Ek weet van nou wat op 'n stadium, hy het die petrol in sy kar. Weet ek sê maar, baie maar as ons bid vir 'n kopseer wat moet weggaan, of jy bid vir 'n verkoudheid, liewe Jesus, asseblief, dan is dit baie maklik. Maar as jy jou geloof in aksie moet sit, dan is dit nou 'n ander ding. Kijk, ek het ook het woord nog eers gestoepen. Maar die Here het geantwoord. Hy moet gaan vir onderhoud in Johannesburg en hy bly Brakpan. Ek weet, hy sê, Here help. Ek weet nie wat ek gaan doen nie. Maar in geloof, toe maak hy die kraan op en hy sê die housepijp in sy kar se tank. Amen, rede nie. Nou, ek het nou nie vol gemaakt nie.
Maar hy het gegooi en toe en hy voel, dis genoeg, maak net toe. Kan ek iets vertel? Hy het Johannesburg toe gery en terug. Here we go, because it takes a whole nother way of believing. It takes a whole nother way of faith. A whole nother level of faith. Want dis 'n ander tipe geloof as die dokter vir jou sê, jy het net 2 weke hoor om te leef, en jy sê, God, ek vat dit nie, want U het my ander ding in plek. It just takes a whole nother way of faith. Maar hy het reeds vir ons die tafel gedek, en hoor mooi, hierdie is nie Edward se tafel nie, hier is my tafel. Nie die buurman se nie, nie die buurvrou se nie. Jy het die tafel, jy het die tafel. Elkeen van ons wat hier sit, het 'n tafel wat reeds gedek is. Ek vra vir jou, wanneer gaan jy jou plek inneem? Wanneer gaan jy jou plek inneem? As jy na 'n troue toe gaan, en jy stap in, dan is daar 'n tafel, veral as jy uitgenooi het, dan is jou naampie daar, en alles is mooi, dis jou plek. En as jy honger is, en jy gaan sit nie daar en eet nie, is dit jou eie skuld. Dis jou eie skuld. En die Here het vir ons 'n tafel gedek, kind van God, en wat wil ek vir jou sê? As jy tekort het in jou lewe, wil ek vir jou sê, dis jou eie skuld. Van dis klaar daar. Dis reeds reg. You just need to come and take your place. As jy honger is en God wil vir jou gee en jy wil nie eet nie, kan jy niemand blameer behalwe jouself nie. En jy weet, dit is hoe baie vir ons as kinders van die Here lewe. Ons sit en ons suffer, en maar die ding is, ons is nie bereid om die knie te buig nie. God het voorsien, hy het reeds voorberei, maar ons sit net en kyk na dit. Weet jy hoekom? Want jy voel nie waardig nie. Want die duiwel kom, en hy kom fluister vir jou, die lelikste goed in my oor, maar hy fluister het so sag, het klink skoon mooi. Want dit is, want ons luister na dit. Want hoor my kind van God, as jy nie geluister het nie, sou jy lang op die tafel gesit het, en gekry het dit wat God vir jou wil gee. Die tafel is gereed, die tafel is gedek, jou oorwinning is daar. Jy het nie nodig om te wag nie. Want jy sien, hoeveel keer in my eie lewe kan ek daarvan getuig, wanneer die Here iets my wil doen, wanneer die Here my wil gebruik. Ons het gister daaroor gepraat. Dan kom jy ver en hy sê vir jou, wat ek nie doen nie. Jy verdien dit nie. Jy sit nie werk nie. Waarvoor hoe lewe jy, man? En wat doen ons? Ons glo dit. Ons luister na dit. Ek wil vanoggend vir jou sê, dit wat jy hoor oor jou verlede, dit wat jy hoor oor hoe sleg en hoe patheties jy is en hoe vuil jy is 'n leuen uit die put van die hel. Want as jy nie waardig was nie, as jy dit nie werd was nie, het Jesus Christus nie sy lewe vir jou afgelê nie. Want hierdie kaartjie nie gesê, forgiven, paid in full nie. You are worth it, child of God. Jy weet wat, en ek het dit al 'n paar keer gesê, ek was 'n fisieke mens, hoor. Ek was 'n slegte mens. Kan ek op beligte nou sê wat maar gesê dit was? Mag ek maar. Die dag toe ek my vrou ontmoet, die dag ek sê die lekkerste ou in die Wesrand. En ek kom by die huis en ek is te bly en ek sê vir my vrou, my ma, ek het gestaan met my trouwvrou. Nou maak ek my, so sê my, jy trou. Jy sê, Rabbi, maar jy sê, kom jy gaan nie trou nie. En weet jy wat? Dit was 'n grappie geweest. Maar kan ek met jou ietsie sê? Dit was die waarheid geweest. Want as ek eerlik waar vir jou moet in diepte vertel wie en wat ek was.
Dit ek sal baie van hulle uitstap. En sê, ek kan nie glo nie. En dit gaan nie oor my nie. Maar weet wat, die vyand het nie eenmaal nie, maar het 'n paar keer vir my gesê, jy's nie goed genoeg nie. Jy's dit nie werd nie. What are you trying to do? What are you trying to achieve? Maar hoor my mooi kind van God, dalk voel jy vanoggend so, dalk voel jy, jy's nie goed genoeg nie, jy het nie plek nie. Kan ek gaan vir wat jy sê? Ek luister hierdie weke lied. Liedjie se naam is The Table, ek het dit op my, 'n stukkie van die lied op hierdie fotootjie gesit. Ek wil dit mooi hoor. Daar's niks so erg wat jy gedoen het wat God nie kan vergewe. Hoor my mooi. Daar's niks. He knows your deepest, darkest secrets. Hy weet hoe sleg jy was. Hy weet hoe ver jy dalk van die Here af is. Hy weet wat agter toe deure aangaan, wat jy dink die wêreld nie van weet nie. En wie het sy beauty van het alles? Even though he knows what a horrible person I was, he still died for me. He still gave his life for me. En ek wil iemand mooi hoor vanoggend. Maak nie saak wat in jou lewe aangaan nie. Jy sit en jy sê dan, pastoor, ek kan nie. Ek is te vuil. Ek is te ver weg. God sê vir jou vanoggend, kom my kind. Die tafel is reeds gedek. Maar pastoor, ek het gister hierdie ou my span op brand geraak. Hy sê vir jou my kind, kom nog steeds. Die tafel is vir jou gedek. Maar pastoor, ek het laas week my vrou geslaan. Die Here sê vir jou vanoggend, kom my kind. Die tafel is nog steeds gedek. Halleluja. Die prys is reeds betaal. En weet wat, hier is die moeilikste ding as 'n mens om te begryp. Dit het my baie lank gevat om te besef dat die Here het my regtig vergewe. Want die vyand fluister so hard en roep so hard oor hoe sleg jy is, hoe vreeslik dit is om so vuil en gemors te wees. Maar die Here fluister vir jou met 'n sagte hart. My kind, jou tafel is gedek. Jy het nie nodig om te sukkel nie. Jy het nie nodig om in jou verlede te leef nie. Die tafel is reeds gedek. As ek vir Monique te nakom en ek maak al bitter seer en 2 jaar gaan verby en ek kom by haar, wat doen ons oor die algemeen as mens? Ja, ek weet nie, hy het my seer gemaak. Hy het dit en hy het dat gedoen. En ek wil net sê, as God jou vergewe het, dan kan jy ooit weer daaraan nie. It's a clean slate. Hoor mooi, ek wil vir iets lees, Jesaja 55, vers 1 en 2. Hoor mooi. O almal wat dors het, kom. Ek sê nie almal wat perfek is nie, want niemand is nie. Hy sê almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, hy sê nie net al die rykes nie, hy sê nie net die wat het nie, hy sê die wat geen geld het nie, kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld, sonder prys, wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my met droogvloete en eet die goeie
en laat julle siel hom in vettigheid verrustig. Die tafel is reeds gedek. Die brood is gebreek. Die wyn is voorberei. Ek wil vir iemand in die plek sê, ek moet nie meer wag nie. Kom neem jou plek in. Jou tafel is gedek. Dis gereed. Kom en kom sit. Maar jy sien, ons diskwalifiseer onsself so maklik. Ons kraak onsself so maklik af, want ons voel dat ons dit nie verdien nie. Kan ek jou iets sê? Groot waarheid. Daar's niks wat ek en jy kan doen om dit te gaan verdien nie. Niks nie. Jou geld kan dit nie koop nie. Jou goeie taakies kan dit nie koop nie. Maak nie saak wat jy doen nie, verander nie. Dit kan nie vir jou 'n plek by die tafel koop nie, kind van God. Hierdie is liefde. Hierdie is genade. Hierdie is uit God se hand uit, nie uit 'n mens uit nie. So hou op om jouself af te kraak en te sê, you do not deserve this, because you do, otherwise he wouldn't have paid the price for you. Hy dek nie die tafel wanneer jy goed is en vir jy geld het nie. Hy dek die tafel omdat hy jou lief het, omdat hy vir jou omgee. Jeremia 29:11, 'n baie bekende vers, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. God vra nie vir perfeksie. Glad nie. Al wat God vanoggend vir jou en my vra. Maak nie saak hoe stikkend jy is nie, maak nie saak hoe sleg jy dink jy is nie. God vra vanoggend vir jou. Genees om perfek te wees of te hard te probeer nie. Al wat God vanoggend vir jou en my vra, is maak 'n besluit om jou plek vir die tafel te neem. Dis al wat hy van jou vra. Kom geniet dit wat ek vir jou gegee het. Kom kry jou seëninge, kom kry jou verlossing, kom kry jou vrymaking, want die tafel is reeds vir jou gedek. Kan ek dit vir jou baie eenvoudig stel vanoggend? Weet jy wat is die verskil tussen mense wat deurbreek en mense wat sukkel? Ek gaan nou 'n ding sê wat jou gaan stop, dis nie die Here nie hoor. Kan ek jou sê wat dit is? Jou besluit. Jou keuse. Dis al. Jou deurbraak is so naby as wat jy kan dink dit is. But it's your choice to come and take your seat in the table. Dis jou keuse. Ek het voor die diens gesê, die besluit wat jy hierdie dag maak, kan jou hele lewe verander. Maar kom ons wees eerlik, ons is almal mense. Ek dink nie daar's een vir ons, want hier sit in hierdie plek vanoggend, wat kan sê ons het ons plek ingeneem. As jy hier wel het, is ek baie jammer, ek vra om verskoning. Die vraag vanoggend, hoe honger is jy? Hoe dors is jy? Hoe graag wil jy die seëninge van die Here in jou lewe hê? Maar die plek is klaar gedek. Die stoel is leeg. Dit wag vir jou. Kom. Jy het nodig om jou plek in te neem aan die tafel van die Here. Maar jy sien weer eens, wat doen ons? Ek wag Here vir die regte gevoel. Here, ek is nog nie reg, ek is nog nie daar nie.
Here, ek weet nog nie of ek op daai plek is nie. Kan ek vanoggend vir jou sê, as jy wag vir die regte tyd, as jy wag vir die regte plek, gaan jy nooit daarin kom nie. Maar die Here is baie uitdruklik. Die tyd is nou. Ek het dit laas week gesê, die Here soek manne en vroue, wat hom in gees en in waarheid sal aanbid. Nou. Mense, ek weet nie hoekom die Here dit so swaar op my hart lê nie, maar die tyd is nou. As jy kyk wat om jou aangaan, sien waar ons staan op God se rosie, wil ek vir jou sê, dis nou die tyd om jou plek in te neem by die tafel van die Here. Here, ek is nie reg nie. God sê, kom nog steeds. Here, ek het soveel foute gemaak. God sê, kom nog steeds. Jy sê, Here, ek weet nie of ek kan nie. God sê, kom sit nie. Want weet jy wat, solank is wat jy staan en nie by die tafel sit nie, kan die herstel nie begin nie. Kan die seëninge nie kom nie. Kan die voeding nie kom nie. Kan die vrymaking nie kom nie. Want jy staan en jy kyk. Daar is 'n stoel en hy is leeg. Jou naam is op die tafel, kind van God. Jy nie betrek in jou thuis op die tafel. Ek vra jou vandag, hoe lang wil jy nog staan? Hoe lang wil jy nog staan en kyk na dit wat God vir jou gegee het? Hoe lang wil jy nog dit van die hand af wys en dink jy is nie waardig nie, want jy is. Hoe lang gaan jy nog uitstel? Want ek wil net mooi hoor volgende. Solank as wat jy hier staan, en na die tafel kyk, na die tafel gaan nie nou. Jy moet die tafel toe. Hey, God calls you to the table. Keep that up,